Ons praat so klein bietjie verder vanoggend en dit oor hierdie woorde wat jy vind in Hebreërs 12, 'n onwankelbare koninkryk. En ek hoop dat jy my so bietjie sal verdra, maar ek dink dit is krities belangrik dat ons sal weet dat daar is 'n koninkryk nie met hande gemaak nie. Daar is 'n koninkryk in die hemele. En daar is 'n gedeelte, die volheid van hierdie koninkryk wat ons in sal leef wanneer ons klaarmaak hier op aarde. Ons noem dit die hemel, reg? Maar dis maar hoe ons praat. Ons sal beter praat as ons begin praat van die nuwe hemel en die nuwe aarde, maar dit daar gelaat. Die realiteit van die koninkryk is veronderstel om ons grootste realiteit te wees. Ek sê weer vir jou, dis die een enkel ding waaroor Jesus die heel meeste praat. Ek en jy behoort te praat oor die koninkryk. En so ek wil jou vat na Hebreërs 12 toe. Hebreërs 12, as daar nou een hoofstuk is wat indien jy sou belangstel, as jy voel dat jou teologie kort so bietjie van 'n skit, lees graag Hebreërs 12. Dit sal jou teologie so bietjie skit. As jy te veel tyd spandeer dit in Joel Osteen se boeke in die onlangse tyd, gaan lees Hebreërs 12, jy sal goed doen. Julle sal nou weet waarvan ek praat as jy Joel Osteen se boeke lees. As jy nodig het om so 'n bietjie te probeer perspektief en konteks kry, gaan lees Hebreërs 12, daar's soveel aspekte, heeltemal te veel om oor te praat vanoggend, maar hy eindig Hebreërs hoofstuk 12 met hierdie volgende, en ek gaan vir jou begin lees in vers 27 tot 29. Hy sê, en hierdie woord nog eenmaal wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare dinge kan bly. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en met vrees, want ons God is 'n verterende vuur. Glo jy nog dat God is 'n verterende vuur? Of is God 'n kalm briesie? 'n verterende vuur. Die realiteit van wie ons koning is, moet in my en in jou hart leef, dat wanneer ek en jy ons mond open en bid, ons weet met wie is ons besig om te praat. Sodat ons met die nodige respek na sy troonkamer kan gaan, sodat ons weet dat wanneer ek hom aanroep, dan doen ek dit nie verniet en te vergeefs nie. Jy sien, wanneer ek en jy moedeloos begin word, wanneer ons voel ons is magteloos, wanneer ons voel ons is in 'n hoek ingewerk, dan sit omdat ons vergeet, ons God is 'n verterende vuur. Julle is bietjie stil vir my vanoggend. Besef jy dat as God 'n verterende vuur is, wat die woord van die Here vir ons sê hy is, dan kan siekte nie standhou voor hom nie. Besef jy dan dat die kriminele ook moet hardloop? Ek kan nou nie onthou met wie ek gepraat nie, maar ek het vroeër die week weer met iemand gepraat wat hulle so verwoesting saai op sy plaas deur die bokke so te vang met die strikke en die goed. Mag ek dit uitroep oor ons omgewing? Ons God is 'n verterende vuur. Hy is by vermoë om ons uit te red. Dis nie ons politiek wat ons gaan red nie, dit is ons God wat ons gaan red. Daar is nie hoop in die stelsel nie, daar is nie hoop in die goeie dade wat ek doen nie. Dis wanneer ek onthou wie hy regtig is, en dan is hy 'n koning, en hy het hierdie koninkryk, en ek leef, en ek word deel hiervan, en dan kom Hebreërs, en hy sê, hierdie is 'n onwankelbare koninkryk. Niks kan hom skud nie. Probeer maar, jy gaan hom nie geskit kry nie. Hierdie is 'n onwankelbare koninkryk. Maar nou het ek nodig om jou net so bietjie in te bring in hoe land hierdie skrywer in Hebreërs, hoe kom hy uit by hierdie plek en soveel dinge in Hebreërs 12, wanneer jy sal onthou, hier is meer bekend, wanneer hy begin in vers 1, dan sê hy, daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop wat voor ons lê, met die oë gefestig op Jesus en die leidsman en volëinder van ons geloof, wat die vreugde wat hom voorgehou is. Jy's nou met my, jy onthou daai gedeelte. En dan praat hy so 'n bietjie oor kastyding en hoe God sy seuns kastei, en dan
Dan redeneer hy verder en dan maak hy hierdie Ou Testament verwysings, wat soort van die fondasie word vir ons, om te verstaan, wat beteken dit? Wat beteken dit vir my en vir jou? Wat is my en jou reaksie op hierdie onwankelbare koninkryk? En ek het nie tyd om deur hulle almal te gaan nie, maar ek wil net by 2 van hulle wat ek glo krities belangrik is stil staan. En so die eerste is in vers 18 van Hebreërs 12. Wanneer hy sê, want julle het nie gekom by 'n tasbare berg nie, en by 'n brandende vuur, en donkerheid, en duisternis, en 'n storm nie. So ons het nie by hierdie berg gekom nie. Kan julle onthou, wat se berg is dit? En as jy nou kan lees, julle het dit vandag. Julle kan onthou die storie. Dis waar Israel gekom het. Hulle het gekom by die berg Sinai. By hierdie berg dat en toe moes hulle eintlik almal opgaan en toe sê hulle nee Moses, hy moet liewerster opgaan. En terwyl hy daar bo is, toe skud hierdie hele aarde. Toe word hulle ongeduldig en hulle word moeg. En hulle bou 'n goue kalf en hulle doen al hierdie verkeerde goed. Maar nou kom Hebreërs en hy skryf en hy sê, luister, julle het nie gekom by so 'n tasbare berg nie. Maar vers 22, en hierdie is die belangrike een, hy sê, maar julle het gekom by die berg Sion, die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem, en 10.000 engele, by die feestelike vergadering en die gemeente van die eersgeborenes, wat in die hemel opgeskryf is, en by God, die regter van hulle almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en daar is soveel wat ons nou hieroor kan sê, oor hierdie, maar ek wil net hê jy moet sien, ons het nie by die berg Sinai aangekom nie, maar by die berg Sion. Geestelike berg. Bly asseblief by my, want ek gaan nie alles kan deel nie, maar ek het nodig om die belangrike te deel. Ons reaksie op 'n onwankelbare koninkryk begin by hierdie deel. Dat ons vir eens en vir altyd sal loskom van prestasie godsdiens. Die berg Sinai, saam met die 10 gebooie, die wet, vertel die storie van as ek presteer, dan sal God. Die berg Sion vertel die storie, daar is 'n kruis wat reeds vir my die prys betaal het, sodat ek nie hoef te presteer nie, maar nou dat die prys betaal is, nou dat ek met hom in verhouding kan staan, nou kan ek goed begin anders doen. As jy nie hierdie 2 berge van mekaar skei nie, gaan jy in die Nuwe Testament leef, jy gaan die beloftes hê, wat daar is in Jesus Christus, maar in jou hart en in jou gedagtes gaan jy vasgevang wees by Sinai, waar jy voel, ek moet die hele tyd goed genoeg wees om in verhouding met hom te wandel. Weet jy dat dit is die vyand se strategie, om jou na 'n plek toe te vat, waar jy nie in verhouding met Vader staan nie. Dit is sy manier, dit is hoe hy werk. Wanneer die duiwel jou kan oortuig, dat jy nou ongelukkig net te veel sonde gedoen het, dat jy nie meer welkom is by hom nie, dan kan hy jou isoleer, en vanuit daardie plek kom al die ander nonsens. Jy het nodig om vas te staan by die berg Sion, die uitnodiging. Die uitnodiging wat my en jou uitnooi en sê, kom net soos jy is. Nou hoor my asseblief baie mooi, jy kan nie by die berg Sion bly onverander nie, hoekom nie? Want my God is 'n verterende vuur. En deel van wat die vuur verteer is dit wat hom nie verheerlik nie. En so ek kan nie hier bly by die kruis en sê, wel Jesus gaan nou maar net aanhou om my te vergewe en my swak gedrag verdedig nie. Julle is met my. Genade is nie 'n pleister om te plak op sonde en dan maak asof dit nie bestaan nie. Maar hoor my seker, as jy nie loskom van Sinai nie, as jy dink dat jy kan goed genoeg wees, jy kan presteer, jy kan goed genoeg doen,
dan mis jy. En hier's wat jy mis. Galasiërs 2:21 sê dit. Hy sê, en ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar geregtigheid deur die wet is, Sinai, dan het Christus te vergeefs gesterwe. As dit so sou wees, as die 10 gebooie in die berg Sinai, as die wet my kon red, is daar absoluut geen doel vir die kruis nie. Die kruis is juis daar, dat toe ek nog 'n sondaar was, het hy my reeds liefgehad, het hy reeds vir my gesê, kom. Daar's 'n liedjie, en dit is nou 'n Engelse version, maar hy sê, I was not holding him up, so I cannot let him down. En wat die liedjie probeer sê is, my goeie gedrag het God nie in die lig gehou nie. En so my swak gedrag gaan nou nie skielik maak dat hy van sy troon afval nie. Met respek gesê. Onwankelbare koninkryk beteken God se belofte is vas vir my en vir jou. En ek wil vanoggend vir jou sê, as dit vir jou moeilik is, as dit vir jou voel, jy's op vanoggend op 'n plek waar jy voel, ek is ver van die Here af, ek kort herstel, moenie hardloop na Sinai toe. Moenie hardloop na 'n klomp beloftes toe, waar jy dink, nou gaan ek die Here beloof, ek gaan goed nou anders en reg doen, en miskien sal ek dan goed genoeg presteer, en miskien sal hy my dan lief hê in verhouding met my. Ek wil vanoggend vir jou sê, Vader wil in verhouding met jou staan, net soos wat jy is. En dan wil hy jou vanuit sy verhouding met jou en jou verhouding met hom, wil hy jou natuurlik losmaak van die klomp gemors. Maar moenie dink, jy gaan nou hier een kant, al die gemors op jou eie fight, en eendag as jy oorwinning het oor alles, dan gaan jy nou miskien hier aanmeld vir diens nie. Ek wil vir jou sê, kom meld aan vir diens. Kom sit weer op die skoot van jou pa, hy's genuine lief vir jou, net soos wat jy is. Jy dink hy het nie geweet nie, jy weet dat hy het geweet, nee. Jy weet dat die eerste keer, die heel eerste keer, toe Jesus jou geroep het by die naam en gesê het, my kind kom hier, die heel eerste keer, het hy jou hele lewe geken, en hy het geweet van elke keer wanneer jy die bal gaan laat val. Hy het dit geweet, en hy het nog steeds die eerste keer vir jou gesê, my kind, kom hier. Breek my hart om te sien hoe genuine opregte kinders van die Here leef asof daar nie 'n kruis is nie. Kom ons maak nie die kruis te vergeefs deur te dink ons kan presteer uit geregtigheid. Kan jy dit wat ek sê vanoggend gebruik as 'n verskoning om aan te hou met jou sonde? Hoegenaamd nooit nie. Nooit nie. Dis presies Paulus se uitdaging. Soos jy dit wil lees, Paulus skryf dit in Romeine, en dan kom hy op 'n stadium in Romeine, en dan vra hulle, so sal ek dan nou aanhou met die sonde, dat die genade meer kan word? En dan antwoord hy, stellig nee. Nooit nie. Haat sonde. God haat dit. Jy moet dit ook haat. Dit bring verwoesting in jou lewe. Maar ek vra jou baie mooi, moenie toelaat dat die vyand wen, deur die sonde te misbruik, om skeiding tussen jou en God te bring, tot so 'n mate dat jy voel, jy kan nie meer in verhouding met hom staan nie. My en jou gedrag kan nie sy koninkryk verander nie. Sy koninkryk is onwankelbaar. En sy koninkryk bring lewe. En sy koninkryk help my, en dit help jou. Nie alleen verwys Hebreërs 12 na hierdie 2 berge wat ons voor, jy weet, van bewus moet wees nie. Maar hy gaan ook verder, in vers 16, net voor hierdie verwysing, en dan verwys hy na Esau, maar hoor net hoe sê hy dit, hy sê, laat niemand 'n hoereder wees nie, of 'n onheilige soos Esau, wat vir een spysgereg sy eerste geboortereg verkoop het. Nou kan ek jou herinner aan hierdie storie, want hierdie is 'n crazy storie. Okay, so Esau, hy het 'n tweelingboetie, wat was sy naam? Jakob, baie, Ruben, jy leer hulle mooi, ou, is baie nou. Ons is bly vir. 'n Tweelingboetie Jakob, maar Esau eerste, Jakob aan die haak, hier kom hy uit. Maar Jakob rustiger. Bybel sê vir ons hy het meer by die tent gebly. Esau wille kind.
En ek is jammer, maar as ek dit so kyk, dan sê ek soos, Estiaan Ewald. Ek kan dit sien, jy weet. Dis nie, ek kan sien hoe twee boeties nie dieselfde kan wees nie. Maar dit gebeur so, Jesu het gaan jag, en sy pa het actually baie van hom gehou, want sy pa het van wildvleis gehou, en Jesu was 'n jagter. En net dat julle weet, hy het nog nie 'n 3006 gehad daai tyd nie, John. So Jesu was 'n redelike wille ou gewees. Jy rooibok in hardloop met 'n lem, ek vra vir 'n vriend, jy weet, ek weet nou nie hoe gaan jy. Maar hy het 'n plan gemaak. Maar hy kom eendag in, en hierdie is so belangrik, en ek asseblief, ek vra jy mooi, die volgende 5 minute is super belangrik. Jesu kom in, moeg, honger. Hy sê vir sy broer, gee my kos. Sy broer is soos, wel, maybe vir jou eerste geboortereg. Jesu reply is, wel, wat sal dit my in elk geval help as ek dood is? So hierso, is fyn, vat my eerste geboortereg. En hy eet sy bordlensies op. En jy so half dink, ietsie in my is soos, Jakob, vrek man, help jou broer. Ek sou as ek die Hebreërs skrywer is, sou ek geskryf het, nie 'n onheilige soos Jesu nie, 'n onheilige soos Jakob. Hoe durf jy, Jakob? Advantage vat van jou broer in die oomblik van sy swakheid. Maar nee, die Hebreërs skrywer sien dit van 'n ander lig af. Hy sê nee, die onheilige Jesu, wat sy eerste geboortereg so min geag het, dat hy dit verkoop het vir een gereg. En so om dit te verstaan, moet jy dalk net so iets anders verstaan. So, jy moet verstaan dat die eerste geboortereg was regtig 'n ding, in hierdie sin, dat al die kinders was nie gelyk gewees nie. Die kind wat eerste geboorte, die eersgebore kind, het dubbel die erfporsie gekry wat al die ander kinders gekry het. Soos die pa 10 plase gehad het, dis nou check hoe lyk julle wiskunde. So 3 kinders gee vir elke kind 2,5, 2,5 en 5 vir die oudste. Maar nie alleen dubbel die erfporsie nie, maar ook die geestelike autoriteit. Nou bly nou by my, want hier's die ding. Die issue met Jesu en waarom hy onheilig genoem word, is omdat hy sy geestelike autoriteit so minag, dat hy dit vir sy boetie weggee in 'n oomblik wat hy 'n krisis het. Ok, nou, fokus nou. Hoe gereeld bevind ek en jy onsself in omstandighede waarin ons moeg is, desperaat is, waar ons maar vir onsself sê, ag wat, ek gaan nou maar hierdie ding doen, ek is nou maar moeg. En in daai oomblik, wat ons doen, deur onsself toe te laat om daardie sonde te doen, is ons gee ons geestelike autoriteit weg. Ons maak droog in daardie oomblik. En ek wil vir jou sê, let net op, dat die Bybel leer ons, Jesu kom van die jagveld af. Was dit sonde om te gaan jag? Ek dink nie so nie. As ek nou na Noag kyk en sê, ons kan alles eet, so Sjaap, hy kan gaan jag het. En so hy is nie uit besig om sonde te doen nie, hy is eenvoudig besig. En ek wil hê jy moet my hoor vandag, dat ons lewe in 'n tyd waar wanneer ons besig is, dan klap ons vir mekaar hande, asof dit die way is om te lewe. Is nie die Bybelse manier om te leef nie. Die probleem met wanneer ons so hoog ref en so besig is die vyand kry ons moeg, en dan as ons eers moeg is, dan maak ons hierdie swak besluite. En dan mis ons dit. En dan gee ons in 'n oomblik ons geestelike autoriteit weg, wat ons veronderstel. Jy sien, hier's die ding. As die behoefte van die oomblik vir ons swaarder weeg as die gevolge in die ewigheid, dis wanneer ons eerste geboortereg weggee. Ek gaan dit weer sê, hoor mooi wat ek sê. As ons behoefte in die oomblik vir ons swaarder weeg as die gevolge van die ewigheid, dit is wanneer ons swak besluite neem. Dis wanneer ons dit mis.
En so ek wil hê jy moet hoor, in hierdie onwankelbare koninkryk, as ons regtig glo, as jy genuine oortuig is, dat hierdie tyd op aarde is niks meer as 'n voorbereiding vir die tyd wat kom nie, daar's 'n onwankelbare koninkryk, waar die ANC nie regeer nie, halleluja, jy weet, daar's 'n onwankelbare koninkryk, want ons op pad is, en dis wanneer dit eendag tel, nou my reaksie op dit, Ek kan nie toelaat dat my behoefte in die oomblik vir my swaarder weeg as die gevolge van die ewigheid nie. En so op die oomblik is ek doeners in. Maar ek kan nie toelaat dat hierdie oomblik my beroof van wat Vader vir my instoor het nie. En hierdie oomblik is ek teleurgestel. Ek is teleurgestel oor die gedrag van mense of iets wat gebeur. My eie begeerlikhede. Hoe ek voel, kan nie die laaste sê nie. En Judas, hoofstuk 1, en ja, hy het net een hoofstuk, man, hoofstuk 1, vers 16, is hulle is murmureerders, wat oor hulle lot kla. En dis wat hulle nog doen, volgens hulle eie begeerlikhede wandel. En hulle mond spreek trotse woorde, terwyl hulle mense vlei terwille van voordeel. Hy praat uit die aard van die saak van 'n groepering van mense. Maar as ons besef, ons moenie murmureer nie, ons moenie oor ons lot kla nie. Ek hoop ons het daai beginsel. Ek hoop ons het 'n beginsel in ons hart dat ons nie met trotse woorde moet spreek nie. Ek hoop ons het hierdie beginsel in ons hart dat ons nie mense moet vlei terwille van ons voordeel nie. Maak dit dan ook in jou hart vas dat ons nie agter ons eie begeertes kan aanwandel nie. Ons eie begeertes is nie 'n goeie maatstaf van wat ek moet doen nie. En ek wil hê, vir al julle jong mense, vir wie ons so lief is, moenie doen net wat jy voel jy lus is om te doen nie. Dit sal 'n fout wees. Ek wil 'n voorbeeld gebruik en manne, groot asseblief, ek wens ek kan vir jou sê, hier het nog net een keer gebeur, maar dit het al 10 keer, is dit nie meer as met my gebeur. Die storie loop so, die sequence of events is gewoonlik iets in die lyn. My foon lui, en die vrou bel my, en sê asseblief, jy moet ons help. My man het my verneek. Hulle kom sit by my. Eerste ding wat hy vir my sê, ja, maar sy wou nie saam my slaap nie, so ek het nou maar iemand anders gekry wat wil. Maar nou hoor my mooi. Hoor my mooi. As jy haar gedrag gaan gebruik as 'n verskoning vir jou swak gedrag, is jy nie besig om te reageer op 'n onwankelbare koninkryk nie. Jy neem nie die ewigheid in ag nie. Jy hou dit nie in berekening nie. Dit is ons eie begeertes. En net so, die ander kant om ook. En ek kan nou hierdie storie baie lank maak, ek gaan nou nie huweliksberading hier doen nie. Maar dit maak nie saak wat hy doen nie. Dit maak nie saak wat sy doen nie. Ons gaan staan voor die koning van die konings. Daar's 'n onwankelbare koninkryk. Daar's 'n eendag en 'n ewigheid wanneer dinge regtig gaan saak maak, en daardie oomblik kan ek nie gelei word deur my emosie van my hart nie. Jou hart lieg vir jou. Hy's bedrieglik bo alle dinge. Kom ons ruil nie. Kom ons ruil nie ons ewigheid vir ons tydelike behoefte nie. Hy sê in die derde een, en ek wil land met hierdie deel, wanneer hy dit sê, hy eindig hierdie Hebreërs 12, wanneer hy sê, dien God soos dit vir hom welbehaaglik is. Sê met eerbied en met vrees, want ons God is 'n verterende vuur. Met eerbied en met vrees. Jy sien daar's something hier. Daar's iets hier.
Ek weet, dis 'n uitdaging, want ek sien dit in my lewe. Hoe maklik verskoon ons gedrag. En ons vergeet om hom te eer en om hom te vrees. Ons sê goed. Ek wil net vir jou gaan wys, ek wil jou iets wys. Nou die 53 vertaling gee nie vir ons die rede nie. Hy sê dieselfde, maar hy sê nie vir ons hoekom nie, maar die 2020 vertaling sê vir ons hoekom. So bly by my. Hy sê Christus het tydens sy aardse lewe smekinge en pleitsgebede met harde krete en trane gebring voor God. So Jesus het gehuil, Jesus het gepleit. As jy wat in staat was om hom uit die dode uit te red, onthou met wie jy praat terwyl jy bid. En dan sê die ou vertaling vir ons, en hy is verhoor. Maar die 2020 en die 83 sê vir ons, hoekom is hy verhoor? Hy sê, en hy is verhoor op grond van sy eerbiedige en onderworpenheid. As gevolg van sy eerbied en sy onderworpenheid. En dan sit ons daar en ons wonder, hoekom verhoor die Here ons nie? En dan is my vraag, waar is ons eerbied en waar is ons onderworpenheid? Leef ons lewens wat as iemand van buite af na ons inkyk, sê, hierdie ou het oorgegee vir die Here. Of moet ons maar 'n bietjie voorhou wanneer ons by hierdie crowd is en 'n bietjie voorhou as ons by daai crowd is, of leef ons lewens oorgegee aan hom? En hierdie is baie, baie meer as om net nie die groot 5 sonde te doen nie. Hierdie is baie meer as dit. Hierdie is 'n lewe van gehoorsaamheid in die oomblikke wanneer dit moeilik is. Dit is wat dit is om hom te eer. En so, ek wil jou uitdaag vir dit wat jy dink dalk onmoontlik is. Jy sien, daar's 'n onwankelbare koninkryk en ek en jy reageer. Ons reageer op hierdie uitnodiging en deel van ons reaksie is ons dien hom in eerbied. Wanneer ek en jy sê, al wat ons kan doen is bid. Wow. Juis wat ons kan doen is bid. Want ons weet wie hy is. En omdat ons niks is ooit by hom onmoontlik nie. En so voel jy partykeer, God hoor nie jou gebede nie. My eerste stukkie raad aan jou is, eerbied hom, lewe wat onderwerp is aan hom. Die tweede is, vrees hom. Hoor wat sê Spreuke 14 vers 27 oor vrees. Die vrees van die Here is 'n fontein van die lewe, om van die strikke van die dood af te wyk. Hoe lank terug het jy getrap in 'n stryk van die dood? Besigheid gedoen wat jy nie moes nie. Bietjie te lank iewers gekuier waar jy nie moes nie. Terwyl jy gescroll het, nê? Gedruk waar jy nie moes nie. 'n Stryk van die dood. Dis wat die Bybel dit noem. Nie 'n foutjie nie. Moet nie 'n foutjie noem nie. Jy weet dit seker, as sonde jou vriend is, gaan jy sukkel om ontslae te raak van hom. Jy fire nie jou vriende nie. Jy moet hom eers haat. 'n Stryk van die dood. Wat gaan dit stop? Wat gaan dit keer? Wat gaan maak dat ek 2 keer oplet, voordat iets by my mond uitkom, wat hom nie verheerlik nie? Wat is hierdie hekkie, Jelardus, né? Wat is hierdie hekkie wat hier voor my mond is? Maar daar's nog wat in die kinderkerk was. Julle kinders het julle ook vertel, ek sien. Die vrees van die Here. My God is 'n verterende vuur. En weet jy wat doen jy nie met 'n verterende vuur nie? Jy spot hom nie. Jy koggel hom nie. Ek en jy behoort nie. Ons behoort nie sonder gesonde vrees vir die Here te leef. Ek wil jou lei in 'n tyd van gebed, maar voordat ons dit doen, wil ek jy moet net hierdie woorde hoor. Ek wil jy moet hoor dat God is meer as net ons eerste opsie. Hy is ons onwankelbare. Moenie as jy gebid het,
maak asof jy nou maar net deur die motions gegaan het nie. As jy gebid het, onthou vir wie het jy gevra? Jy pleit God vir jou huwelik. Ek gaan vanoggend saam met jou vir die verterende vuur vra, om jou uit te help met jou gemorsheid. Jy pleit God vir beskerming. Jy bevind jouself in moeilike omstandighede, waar jy nie regtig heeltemal weet hoe, wat volgende nie. Ek wil hê jy moet hoor, jy kan gaan na die verterende vuur toe, die God wat vir jou beklei, en jy kan genuine antwoorde gaan kry. Moenie halfpad opgee nie. Jy weet, dit was 'n probleem hier gewees in Sinaï al klaar, nee. Kan jy onthou? Hulle besluit op 'n stadium, Moses vat te lank, die Here het hom seker doodgemaak, ons moet liewerster maar die goue kalf bou. En dan sit ons in ons lewe met hierdie vervlakste afgode, en dit omdat ons nie kon gewag het. Hoor my seker, hoor my roep vandag. My en jou reaksie op 'n onwankelbare koninkryk is 'n beweeg na identiteit toe. Ek weet wie ek is, 'n seun van die Allerhoogste God. Dis 'n intentionele keuse om nie te leef vir die tydelike nie, maar vir die ewige. En dis 'n keuse om God te dien soos dit vir hom welbehaaglik is, nie vir my nie. Wil jy net jou oë sluit saam met my vir 'n oomblik nie? En vanoggend se woord, ek hoop dat jy sal toelaat dat die woord skeiding sal bring tussen siel en gees en murg en bene, dat ons gedagtes sal uitdaag om in lyn te kom met die volle waarheid. Maar hier is die ding. Alles begin by 'n besef, by my en by jou. Dat ons identiteit Christus is. Daar is 2 woorde na mekaar. Hierdie 2 woorde is die 2 woorde wat Paulus die heel meeste gebruik in al sy briewe. En die 2 woorde is in Christus. In Christus. Jy sien, dis so ek 'n burger word van hierdie onwankelbare koninkryk. Dis waar alles verander. En soos jy vanoggend wil sê, Here, ek wil nie meer my eie manier nie, ek wil U manier. As jy moeg is om by die berg Sinaï te sit en uit 'n menslike poging uit te probeer om goed genoeg te wees vir sy teenwoordigheid. As jy moeg is vir dit, as jy by die berg Sion wil kom, waar jy uitgenooi word, as jy moeg is dat die begeerlikhede van die oomblik jou hart oorweldig, soos dit was met Esau. As jy vanoggend wil sê, Here, ek wil U opnuut dien, met eerbied en met vrees. As dit jy is, wil ek jou vra, ek wil jou uitnooi om hierdie gebed saam met my te bid. Maar ek wil jou baie mooi vra, moet dit nie bid as jy dit nie bedoel nie.
Of jy sê ek en jy kan nie bekostig nie, kerk. Ons kan nie bekostig as ons genuine glo. Ons God is 'n verterende vuur. Kan ons nie bekostig om te leef asof hy nie bestaan nie. Asof hy nie reg en geregtigheid sal laat geskied nie. So as dit jou gebed is, wil ek jou vra, dat asseblief hierdie saam met my. En Vader, ons eer U en ons loof U. En ons kom erken ons afhanklikheid van U. En ons kom sê jammer, Here. Ons kom sê jammer vir soveel kere. Soveel kere. Wat ons toegelaat het dat ons eie begeertes die rigting van ons lewe bepaal. Here, dankie dat U ons vrymaak in hierdie oomblik. Here, dankie dat ons kan ontvang uit U hand uit. Kindskap soos U dit in U woord beloof. Here, dankie dat ek my plek in Christus kan inneem. Dankie dat ek kan reageer op U uitnodiging. Vader, ek kies nou om te sterf vir myself, sodat ek kan leef van U. Here, ek sterf vir my temperament. Ek sterf vir my geaardheid. Ek sterf vir my eie dinge. Ek sterf vir die trauma van die verlede. Here, ek kies om vir U te leef. En Vader, ek vra nou dat U my sal help om in vrees en in eerbied saam met U te wandel. In erkenning, U is 'n verterende vuur. En Here, dankie dat ek in hierdie oomblik kan kom staan teen die poging van die vyand wat in ons huwelike wil kom slag, steel en verwoes, en ek kom sê, vyand, jy het geen plek in die naam van Jesus nie. Ek kom roep herstel in die naam van Jesus van ons. Here, dankie dat ons lewe in oorwinning kan leef saam met U. Here, dankie dat by U is niks onmoontlik nie. Here, ek vra vir 'n berouvolle hart in die naam van Jesus. In erkenning, in vrees teenoor U, dat ons mekaar sal lief hê. Here, ek wil bid dat harte nou terug sal draai. Here, dankie dat U lewe bring. Vader, dankie dat ek nou kan bid vir elke een wat hier sit, wat op 'n plaas is, waar daar geslag en steel en verwoes word. Vader, ons kom erken, hierdie is 'n aanslag van die vyand. En ons kom beveel jou vyand in die naam van Jesus, gaan na dor en droë plek. Jy sal nie slag, steel en verwoes nie. Ek bid vir 'n laar van engele in die naam van Jesus oor elkeen se grond in hierdie plek. Dankie dat U ons mense oppas, dankie dat U ons goed oppas. Dankie dat U ons beskerm. Here, nie alleen vir ons plase nie, maar ook vir ons besighede en vir ons huise en vir ons mense. Here, dankie dat U ons beskerm. En Vader, ek wil bid in lyn met Spreuke wat sê dit ons vrees vir U word 'n fontein van lewe. Here, ek wil bid dat U in hierdie oomblik lewe herstel in die harte van mense. Here, dankie dat ons opgewonde kan wees. Dankie dat ons met verwagting kan uitsien. Here, dankie dat ons weet U is die groot ek is. Here, ons sal nie moedeloos wees nie. En ons sal nie doodspreek nie. Here, dit is nie verby nie.
Ons erken U grootheid wanneer ons sê dit is nie verby nie. Ons erken U as die God van die onmoontlike. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. En amen.